Goeiedag almal, ek is Mani van Bloemfontein. Dit is vandag Vrydag, die 31ste Oktober 2025. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif vandag sê 18-jarige kaper doodgeskiet en ander een gewond. Nuushooftrekke vir vandag. Afrikaners word deur Trump se administrasie voorgetrek. 18-jarige kaper doodgeskiet en handlanger gewond. E-taxi bestuurder in hegtenis oor Mandrak stabilite. Kuiberg lewer weer krag aan Eskom. Quinton de Kock wil weer lopies vir Suid-Afrika aanteken. Suid-Afrika Protea dames teen Indië in wêreldbekerfinaal in cricket. 'n Jong man wat 18 jaar oud was, wat in die skooluniform geklee was, is gisteroggend doodgeskiet nadat hy 'n 19-jarige glo afleweringswa probeer kaap het. Die 19-jarige is ook raak geskiet, maar het oorleef. Die polisie sê die voorval het omstreeks 10:15 in Kodongwana-straat in Lusaka woonbuurt in Khayelitsha gebeur. Die polisiewoordvoerder het gister aan die koerante gesê, die twee was gewapen toe op die voertuig toegeslaan het. Hulle die bestuurder en sy assistent van hulle selfone beroof en wou ook die voertuig gekaap het, waarna die bestuurder sy assistent op hulle geskiet het, so sê die polisie. Die 18-jarige is in die bors getref, hy is op slag dood. Die 19-jarige man is gewond en is na 'n nabygeleë hospitaal gebring. Hy is tans in die hospitaal onder die polisie se bewaking. 'n 9mm pistool sonder 'n reeksnommer is langs die 18-jarige se lijk gevind en die vuurwapen is as 'n bewysstuk ingehandig. Volgens Dumisani Kwabe, sekretaris van die Nyanga Gemeenskapspolisie Heringsforum, was die afleweringswa op pad om 'n bestelling te gaan aflewer. Kwabe sê die 18-jarige was nog 'n skolier gewees. Die GPF het die mislukte rooftog ten sterkste veroordeel. Dit is so hartseer om te sien hoe ons kinders die verkeerde pad kies en in misdaad verval, omdat hulle geen rolmodelle het nie. Daar is niemand om na op te kyk in ons gemeenskap, het hy gesê. Enige iemand met inligting oor hierdie skietvoorval word vriendelik versoek om die stopmisdaadnommer by 08600 10111 te skakel. Die Trump-administrasie sal die aantal vlugtelinge wat tot Amerika toegelaat word beperk tot 7500 en voorkeur gee aan wit Suid-Afrikaners. Die perk, die laagste in die geskiedenis, is gister in 'n kennisgewing aangekondig en sal van toepassing wees op die volgende geldjaar. Dis 'n dramatiese afname van die vorige perk van 125.000 wat deur oud-president Joe Biden aanvaar is. President Donald Trump het in 'n jaarlikse vlugtelingsbepaling gedateer 30 September gesê, die toelating van vlugtelinge sal hoofsaaklik gefokus wees op Suid-Afrikaners van die land se wit Afrikaner etniese minderheid. Kort na sy bewindsaanvaarding het Trump 'n uitvoerende bevel onderteken wat die toelating van die meeste vlugtelinge duidelik stopgesit het, en hy het gesê dit sal hervat word as dit in die beste belang van Amerika is. Die nuwe betaling van die e-taxi bestuurder Sondag het polisiebeamptes van die Botasig polisiekantoor by wie die taxi bestuurder gaan kla het na interessante fonds by 'n huis in Botasig gelei. Volgens kaptein Ndake Gwala, polisiewoordvoerder, het polisiebeamptes van die Botasig polisiekantoor die e-taxi bestuurder na die perseel vergesel waar hulle die nuwe-betaler en 'n 22-jarige man by die huis gevind het. Die nuwe-betaler het sy samewerking gegee en beloof om die e-taxi bestuurder wel te betaal. Tydens die deursoeking het die polisiebeamptes 'n laboratorium waar dagga gekweek word in een van die kamers gevind en 205 dagga-plante, 87 dagga-sigarette, 'n skaal, 64 dagga-koekies en 'n swart notaboek met instruksies hoe om dagga te kweek asook toerusting beslag gelê. Die polisie het gereageer op inligting dat daar onwettig drank by 'n sekere huis verkoop word. Daar gekom is hulle deur 'n lid van die publiek vorige keer wat hulle ingelig het dat dwelms in 'n woonstel in die agterplaas verkoop word. Die woonstel is deursoek en die polisie het op 3700 Mandrak tablette van R185.000 beslag gelê. Twee mans van onderskeidelik 42 en 50 jaar oud is in hegtenis geneem. Die bevinding dat die eertydse ANC-leier hoofman Albert Lutuli deur apartheidspolisiebeamptes doodgeslaan en nie deur 'n trein doodgery is nie, het gelei tot oproepe dat die amnestie vir apartheidsmisdade herroep moet word. Alle apartheidsmoordenaars en boewe, elke liewe ene, moet verantwoordbaar gehou word, so sê Karel Neels, EFF, LP. Laat hulle teregstaan in die howe wat hulle gemanipuleer het, laat hulle die familielede van diegene wat hulle vernietig het in die ookheid, so sê Neels.
Luthuli was van 1952 tot 1967 leier van die ANC en is die eerste Suid-Afrikaner wat die Nobelprys vir vrede in 1960 kon gewen het. Die ANC het Luthuli, na wie sy hoofkantoor in Johannesburg genoem is, as 'n onderwyser, 'n leier en 'n vryheidsvegter bestempel. Regter Radebe het 'n geregtelike dood ondersoek waarin in 1967 bevind is Luthuli is deur 'n goederetrein naby Grootwil doodgery gister in die Hooggeregshof in Pietermaritzburg tersyde gestel. Luthuli het 'n skedelfraktuur gehad, asook harsingskudding en bloeding op die brein. Die ANC het die nuus verwelkom dat bevind is Luthuli is op wrede wyse deur polisiemanne doodgeslaan. Volgens Niehaus gaan die EFF die keer nie net praat nie, die party is besig om 'n private lede wetsontwerp voor te berei wat sal vra dat amnestie wat in alle apartheidsmisdadigers toegestaan is, geskraap word. 'n Dade kan nie vergelyk word met die van mense wat teen apartheid geveg het nie, soos in Niehaus. Luthuli is vermoor omdat die boewe van apartheid nie sy morele gesag kon verdraad nie. Volgens hom sal die EFF om tot die straat te wend om steun vir hierdie oproep van hom af te verkry. 3 jaar na die 16-jarige Cheslin Magos op 20 Februarie 2022 in Scottsdene, Kraaifontein deur Kelvin Charles wat 23 jaar oud is, doodgeskiet is, sy moordenaar Woensdag in die streekhof in Blue Downs altesaam 30 jaar tronkstraf opgelê vir die moord, asook poging tot moord toe 'n 15-jarige meisie en die onwettige besit van 'n vuurwapen en vir ammunisie. Voordat Charles sy vuurwapen op Cheslin gerig het, het hy eers op die 15-jarige meisie geskiet. Sy is in die regterbobeen en haar bout gewond, maar kon daarin geslag het om weg te kom. Volgens die hof was daar die getuienis van veral 2 ooggetuies, Cheslin se suster en nog 'n vrou wat Charles se dop hierdeur geklap het. Charles het aanvanklik saam met nog 'n persoon, Marvin Solomons, tereggestaan, maar die saak teen Solomons is deur die staat teruggetrek. Charles is 15 jaar tronkstraf opgelê vir moord op Cheslin, 15 jaar vir die poging tot moord op die 15-jarige meisie, 5 jaar vir die onwettige besit van 'n vuurwapen en 5 jaar gevangenisstraf vir die onwettige besit van ammunisie. Dit beteken Charles sal effektief 30 jaar agter tralies moet deurbring. Suid-Afrika lewer tans weer volstoom kernkrag. Eskom het eergisteraand aangekondig dat die Koeberg kernkragsentrale sy eerste eenheid suksesvol aan die nasionale kragnetwerk gekoppel is, met die tweede eenheid wat reeds 941 megawatt se opwerkingsvermoë lewer, beteken dit daar is meer as 1800 megawatt se kapasiteit nou beskikbaar. Rofweg verteenwoordig dit bykans 2 fases van beurtkrag en sowat 5% van Eskom se oorhoofse elektrisiteitsopwekking. Eskom sê Koeberg se instandhouding siklusse word strategies beplan sodat die eenhede nie gelyktydig afgeskakel word nie. Sarah Pretorius, wat nou 41 jaar oud is as agterlyn afrigter aangestel van die Ixias, soos die Sentrale Universiteit sy eerste rugbyspan bekend staan. Die universiteit in Bloemfontein het nog 'n groter nader getrek met oud-Springbok Wian du Preez wat hulle skramskakel konsultant gaan bystaan. Du Preez, wat nou 43 jaar oud is, was 'n skrambreier deel van die Griekwasse span wat van jaar die Karibeker gewen het. Pretorius, 'n oud-leerling van Hoërskool-Ryds, het in sy speeldae op plaaslike bodem nie net vir die Cheetahs gemaak nie, maar ook vir Griekwas, die Valke en die Southern Kings uitgedraf. As die dinge wat jy op die oefenveld doen, boonop in wedstryde werk, is dit vir 'n afrigter baie bevredigend, het hy in die media gesê. Pretorius woon tans in Bloemfontein, is bedrewe sy werk as 'n hulpafrigter van Ixias, is hy werksaam in die versekeringsbedryf. Die aanstelling van Pretorius en du Preez volg nadat die SET onlangs bekend gemaak het dat Lobale Lento as sy hoofafrigter aangestel is. Lento, wat in sy speeldae vir Grens uitgedraaf het, is al sedert 2021 deel van die SET se familie. Matthew Beers, die lid van hierdie span van die Socialized Off-Road Toyota, het gister 50 geëindig in die 5de skof van die Gravel Bin gryswedren in die Karoo. Ook in die vrouewedren is 'n Suid-Afrikaner, Ashley Moelman, pas oor die voorloper. Die Brit Thomas Pitcock, wat na Woensdag 25ste algeheel was, het die skof in 3 ure, 59 minute en 49 sekondes gewen. Pitcock is die Olimpiese kampioen in bergfietsry en was in 2022 die wêreldkampioen in cyclocross. Hy is ook 'n bedrewe padryer. Pieter Stetina van Amerika was 4de met 'n tyd van 4 ure, 1 minuut, 9 sekondes, gevolg deur Beers in 4 ure, 1 minuut en 11 sekondes. Vandag se 6de skof vanaf die Marine oornagkamp na Guarnishi strek oor 144 km met 1700 meter se klimwerk en 2500 meter se afdrandes. Môre se eindbestemming is die Shamwari private wildreservaat buite Patterson. Die eerste plek in die eerste gryswedren in die Oos-Kaap is 'n wencheck
van sowat R311.000 werd. Hy het nou wel sy wêreldtitel geveg Woensdag in Manila teen Melville Jerusalem verloor, maar Siyakolwa Kuse kan sy kop omhoog hou. Een van die voorgevegte van die toernooi, wat as die Trilla in Manila gedenktoernooi aangebied is, het die Suid-Afrikaanse swaargewig kampioen Chris Thompson met punte oor 8 ronde teen die Rus Giorgio Juniorov gewen. Kuse het gewys dat hy nie sommer maklik oorgee nie. Hy was 'n keer of wat, veral in die laaste ronde, dat hy naby in droomland was. Thompson het op sy beurt in sy geveg teen Jokanidov nogmaals gewys dat hy harde kojavel is. Die Suid-Afrikaanse bokser het die Rus soms 'n lekker keer geboelie en 'n paar donker kruitgeheime geleer. Die talentvolle liggewig kuin vir Reeboks môre in Sandton in Johannesburg teen Claudio Danev van Argentinië. Quinton de Kock het onlangs verras deur sy internasionale uittrede te beëindig en tans in Pakistan vir Suid-Afrika se T20 reeks daar. Die reeks bied aan hom 'n gulde geleentheid om met die oog op die T20 wêreldbeker toernooi vroeg aanstaande jaar in Indië en Sri Lanka deur na die Protea span oop te moker. Hy het Dinsdag 23 lopies van 13 balle in die eerste T20 wedstryd in Rawalpindi aangeteken. Die tweede en derde wedstryde in die reeks word vandag en môre in Lahore beslis. Jannik Sinner het sy aanslag op 'n eerste Paryse meesterstitel Woensdag met oorwinning van 6-4, 6-2 teen sy Zoubergs begin, terwyl die verdedigende kampioen Alexander Zverev deur 'n lang wedstryd van 3 stelle moes baklei het. Die tweede gekeerde Italianer het in sy openingswedstryd geen tekens gewys dat hy die druk gevoel het nie. Die voorste 8 gekeerdes het almal 'n loslooitjie in die eerste ronde gekry. Ek is baie tevrede om deur die eerste wedstryd te kom, het Sinner gesê. Zverev het geswoeg om Camilo Ugo Carabelli van Argentinië, wat 49ste was in die wêreld, met 6-7, 6-1, 7-5 te wen. Die Duitser speel volgende teen die 15de gekeerde Alejandro Davidovich, nadat die Spanjaard by die Fransman Arthur Cazaux afgereken het. India het effens teen die verwagting en die Aussies verdedigende kampioen met 5 paaltjies in die halfeindstryd in Navi in Mumbai, India gewen. Hulle kom nou Sondag in die eindstryd teen Suid-Afrika in dieselfde stad te staan. Suid-Afrika het sy plek in die eindstryd bespreek deur Engeland Woensdag in die eerste halfeindronde met 125 lopies in Guwahati te oorrompel. In teenstelling met die Proteas, wat vanjare vir die eerste keer tot die wêreldbeker eindstryd in eendag krieket deurgedring het Indië al by 2 geleenthede in 2005 en 2017 in die eindstryd gespeel. Die Aussiese vrouespan is die mees suksesvolste elftal in die geskiedenis van wêreldbeker toernooi in eendag krieket. Hy het die trofee al 7 keer omhoog gehou. Die Switserse Moto3 jaar Noah Deadweiler, by die afgelope naweek in 'n ernstige ongeluk in Maleisië se MotoGP betrokke was, is nie meer in 'n kritieke toestand nie, het sy familie aangekondig. Volgens die dokters is Noah se toestand nou stabiel en nie meer kritiek nie, het sy familie in 'n verklaring op X gesê. Die Moto3 ren Sondag by Sepang is uitgestel en verkort na die botsing tussen die nuutgekroonde wêreldkampioen José Antonio Rueda en die 20-jarige Deadweiler tydens die opwarmingsrondes. Rueda, 'n 19-jarige Spanjaard, het been in sy een hand gekraak en ook 'n paar ander beserings opgedoen. Sy toestand bly verbeter, het sy span Red Bull KTM Asia op X gesê. Die Moto3 is die intree-reeks in die formaat van motorfietswedrenne. Die Springbokke wil seker maak dat hulle môre sy toets in Japan op Wembley op hulle voorware speel die binnensenter Diamond de Allende. De Allende verwag 'n vinnige, maar ook fisieke wedstryd. Japan het verlede naweek onder Australië ingeklim. Baie van die ouens wat in Japan speel, sê die Suid-Afrikaanse ouens dat die Japaneese liga baie taai is. Die 33-jarige Allende is 'n veteraan van albei wedstryde wat die Bokke in 2019 Japan gespeel het. 'n opwarmingswedstryd voor die wêreldbeker toernooi daar en 'n ander kwart eindstryd. Suid-Afrika die wedstryd onderskeidelik met 41-7 en 26-3 gewen. Japan se vaste fasette het baie verbeter. Hulle skramwerk is bietjie beter en dit gaan baie goed met hulle leidstande, so sê Allende aan die media. Môre se wedstryde om 17:10 is Engeland teen Australië. Om 18:10 speel Suid-Afrika teen Japan. Om 19:40 speel Skotland teen die VSA. Om 2200 uur speel Ierland teen Nieu-Seeland. Alles word op SuperSport 201 uitgesaai. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeo vir jou. Jy kan vir Dian of Susan by 082-390-339 kontak. Hulle sal jou voertuig se registrasie namens jou behartig. Ons Weerberg vir die streek lyk so: Messina 20 en 30, Polokwane 1524, Lephalale 18 en 30, Mbombela 1623,
Mahikeng 1728, Pretoria 1626, Johannesburg 1526, Ermelo 1226, Kalahari 2138, Gaborone 1929, Richards Bay 1734, Pietermaritzburg 1333, Durban 1733, Port St Johns 1632, Pongola 1630, Maputo 2030, Bethlehem 1124, Bloemfontein 1525, Allewal Noord 1329, Welkom 1625, Vryburg 1829, Kimberley 1829, Appington 1836, Prieska 1836, Springbok 824, Karasburg 1331, Keetmanshoop 1636, Mariental 2237, Alexanderbaai 1419, Brandvlei 1129, Loederitsbaai 1322, Vredendal 1324, Kaapstad 1522, Sutherland 722, George 1425, Jeffreys Bay 1631, Geberra 1535, Graaff-Reinet 1334, Kapogelas 1521, De Aar 1633, Molteno 1126, Beaufort Wes 1635 en laastes Oos-London 16 grade Celsius in die oggend, 40 grade Celsius in die middag. Ons markte vir die dag lyk so, die rand verhandel teen R17.34 teenoor die Amerikaanse dollar, die Australiese dollar kos R11.34, die euro verhandel teen R20.04, 'n pond kos R22.76, 'n yen kos 11 sent, die prys van silwer is $40.20 Amerikaanse sent, platinum se prys per fyn ons is $1,595, palladium kos $1,424, goud se prys per fyn ons is $3,974, Brent olie per vat is $64.92 Amerikaanse sent per vat. Gedagte vir die dag, mag elke sonop vir jou hoop bring, mag elke sonsak vir jou vrede bring. Dis al vir vandag, onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne, en onthou om te subscribe, 'n aangename dag word vir almal toegewens.